Hartlik goeiemôre, mag die hierdie baie ryklik seën en sy wonderlike doel in die hart en liewe ook bereik. Nou liewe vriende, in die wildtuin sal u die renostersvoëls kry. Hierdie is die rooibek renostervoël. Hulle kom baie algemeen voor, maar dan is daar ook 'n geelbek renostervoël. Wat op 'n stadium in 1896 het hulle gedink dat hierdie geelbek heeltemal uitgesterf het as gevolg van baie gifstowwe onder andere wat gebruik is, maar in 1979 het hulle weer na vore gekom dan ook. En hulle is slegs in die wildtuin beskikbaar of wat hulle daar gesien dan ook word. Die rooibek renostervoël is baie meer algemeen. In areas waar albei voorkom, naamlik die geel en die rooibek, sal die geelbek 'n dominant wees bo-oor die rooibek dan ook. U sal hulle sien by buffels, renosters, kameelperde en dan vlakvarke. Dikhuidige diere is waar hulle sal sien. Soos u die geelbek sien, moet u weet u het iets skaars gesien en jy kan maar 'n mooi foto ook so neem. Nou liewe vriende, vanoggend wil ons graag met u deel oor 'n saak wat baie keer moeilik vir mense is om te verstaan. En nou ons gaan nie te diep daarin gaan en te veel daaroor sê nie, maar dit handel oor die drie-eenheid. Jy weet, ons sien in die Bybel word daar verwys na die drie-eenheid van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees tydens die doop van die Here Jesus in Matteus 3 vers 13 tot 17. Maar vers 16 sê: En nadat Jesus gedoop was, het hy dadelik uit die water opgeklim en met eens gaan die hemel vir hom oop en hy sien die Gees van God soos 'n duif neerdal en op hom kom. En daar kom 'n stem uit die hemel wat sê: Dis my geliefde seun in wie ek welbehae het. Nou hierin sien ons God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. En liewe vriende, waarom is dit so belangrik om dit te sien? Wel, God openbaar hom. Hy is een, maar hy openbaar hom in hierdie drie persone wat ons kan onderskei sodat ons God kan begryp en verstaan dan ook. En dan, liewe vriende, moet u weet, is baie belangrik dat u die opdragte van God moet uitvoer. Ons lees onder andere juis in Matteus 28 vers 19: Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hom alles te onderhou wat ek julle beveel het. U sien, u kan nie sê ek glo net in Jesus of net in die Vader of net in die Heilige Gees nie. U moet in God drie-enig glo om hierdie opdrag uit te voer. U moet die nasies gaan leer dat hulle tot bekering moet kom, dat hulle die Here moet aanneem as hulle verlosser en saligmaker, dat hulle God moet aanvaar. God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. As iemand nie die Seun wil aanvaar nie, liewe vriende, kan hy nie 'n kind van die Here wees nie. En daarom is dit baie belangrik dat u die eenheid met die hele hart glo en vasmaak en dan die opdrag van God doeteenvoudig net sal uitvoer dan ook. Daarom is dit so belangrik, kind van die Here, dat jy getrou sal wees in hierdie opdrag ook. Dit is baie belangrik dat jy naby aan die Here Jesus sal leef. Kolossense 2 vers 9 sê, want in hom woon al die volheid van die Godheid liggaamlik. En dan sê vers 10, en julle het die volheid in hom, wat die hoof is van alle owerheid en mag. En nou weet julle, lieve vriende, daar's soveel mense wat in 'n benoudheid leef en in 'n angs leef. En weet jy waarom? Oor hulle God nie aanvaar as God drie-enig nie. Aanvaar hulle ook nie dat die Here Jesus al hierdie volheid in hom het nie. Al die owerheid, al die mag is aan hom gegee nie. En dit beteken dat die Godheid wat liggaamlik in die Here Jesus was, alles is en daarom kan hulle die Here nie vertrou vir dinge in hulle lewe nie. Al verstaan jy nie alles nie, liewe vriende, is dit baie belangrik dat jy gehoorsaam moet wees. Jy weet Jesaja 55 vers 8 sê, want my gedagtes is nie julle gedagtes nie en julle wees nie my weë nie, spreek die Here. Want soos die hemel hoër as die aarde, soos my weë hoër as julle weë en my gedagtes as julle gedagtes. U mag dalk nie die drie-eenheid volkome verstaan en verklaar nie, liewe vriende, maar dat jy wel moet weet dat dit daar is en dit glo en die opdrag van God uitvoer en so kan u vertroue in God algeheel plaas. En die Here Jesus met die hele hart kom vertrou. En daarom moet u aan hom gehoorsaam wees. Dit sal maak dat u nader aan God sal beweeg dan ook. Kom ons bid saam. Ons dierbare Here, baie dankie dat ons weet dat u is God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. En daarom kom buig ons voor u, die drie-enige God. En ons dankie dat ons na u toe kan kom en dat u vir ons 'n weg gebaan het, dat ons as mens tot u kan nader. Amen.